dan sal ek dit net op die groep sit, dan kan u self deurgaan en net kyk, wat beteken dit, die fotum, die wet, geloofsbelijdenis, hoekom doen ons dit, en hoekom is dit in daardie volgorde, so sodra ek dit verwerk het, sal ek dit net op ons kerkgroep sit, dan kan u dit ook maar net deurgaan. Ons begin dan lees by vers 15. Ester 2 vanaf vers 15. So net so klein bietjie agtergrond, die koning Ahasveros het nou sy dienaars gestuur om mooi jong dames reg oor die land te gaan soek, en hulle het hulle gevind en vir 'n jaar lank mooi gemaak, en dan is dit nou waar ons die verhaal optel by vers 15. Toe die beurt van Ester, die dogter van Abigail, die oom van Mordegai, wat haar as sy dogter aangeneem het, kom om in te gaan na die koning, het sy niks verlang nie, behalwe wat Hegai, die hofdienaar van die koning, wat die vroue bewaak, gesê het. En Ester het guns gevind in die oë van almal wat haar gesien het. Ester is toe by koning Ahasveros in sy koninklike paleis opgeneem in die 10de maand, dit is die maand Tebet, in die 7de jaar van sy regering. En die koning het Ester lief gekry meer as al die vroue, en sy het guns en welwillendheid voor hom gevind meer as al die jong meisies, en hy het die koninklike kroon op haar hoof gesit, en haar koningin gemaak in die plek van Vasti. En die koning het 'n groot maaltyd aangerig vir al sy vorste en sy dienaars, die maaltyd van Ester. En hy het 'n vrye dag bepaal vir al die provinsies en geskenke gegee, koninklik. En toe die jong meisies vir die tweede keer versamel is, terwyl Mordegai in die poort van die koning sit, Ester het haar afkoms en haar volk nie te kenne gegee nie, soos Mordegai haar beveel het. En Ester het die bevel van Mordegai opgevolg, soos toe sy by hom opgevoed is. In die dae dan, terwyl Mordegai in die poort van die koning sit, het Bigtan en Teres, 2 hofdienaars van die koning, drempelwagters, kwaad geword en getrag om die hand aan koning Ahasveros te slaan. Maar Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koningin Ester meegedeel. En Ester het uit die naam van Mordegai aan die koning gesê. Toe die saak ondersoek en so bevind is hulle 2 aan 'n galg opgehang, en dit is in die kroniekboek voor die koning beskrywe. Na hierdie dinge het koning Ahasveros Haman, die seun van Hammedata, die Aggigiet, groot gemaak en hom verhoog en sy setel hoër gestel as die van al die vorste wat by hom was. En al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval, want so het die koning aangaande hom bevel gegee. Maar Mordegai het nie gebuig of neergeval nie. En die dienaars van die koning in die poort van die koning het aan Mordegai gesê, waarom oortree jy die gebod van die koning? En toe hulle hom dit elke dag sê, het hy na hulle luister, het hy nie na hulle luister nie. Ekskuus. Het ek net daar weer van die begin van die vers af lees, en die dienaars van die koning in die poort van koning het aan Mordegai gesê, waarom oortree jy die gebod van die koning? En toe hulle hom dit elke dag sê, en hy nie na hulle luister nie, het hulle dit aan Haman meegedeel om te sien of die handelwyse van Mordegai sou standhou, want hy het hulle te kenne gegee dat hy 'n Jood was. Toe Haman sien dat Mordegai nie buig en voor hom neerval nie, was Haman met woede vervul, maar hy het dit vir hom te gering geag om die hand aan Mordegai alleen te slaan, want hulle het hom die volk van Mordegai te kenne gegee. Daarom het Haman daarna gesoek om al die Jode wat in die hele koninkryk van Ahasveros was, die volk van Mordegai te verdelg. In die eerste maand, dis die maand Nisan, in die 12de jaar van koning Ahasveros, het hulle die pur, dit is die lot voor Haman gewerp, vir elke dag en vir elke maand 12 in getal. Dit is die maand Adar.
Dan slaan ons oor. Ons gaan na vers 4, hoofstuk 4 vers 7 toe. By Ester 4 vanaf vers 7 en ons stel daar weer die verhaal op. Toe deel Mordegai hom mee alles wat hom oorgekom het. En die juiste bedrag van die silwer wat Haman beloof het, om die skatte van die koning af te weeg as prys vir die Jode om hulle uit te roei. En hy het hom 'n afskrif gegee van die bevelskrif wat in Susan vervaardig was, om hulle te verdelg, sodat hy dit aan Ester kon wys en haar die saak kon meedeel en haar kon opdra om na die koning te gaan, om hom genade te vra en by hom 'n voorspraak te wees vir haar volk. Daarop het Hatag ingegaan en die woorde van Mordegai aan Ester meegedeel. Toe sê Ester vir Hatag, terwyl sy hom 'n opdrag gee aan Mordegai: Al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning weet, dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, een en dieselfde wet geld. Hy moet gedood word, behalwe wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek, dat hy mag lewe. En ek is nou al 30 dae lank nie geroep om by die koning in te kom nie. En hulle het die woorde van Ester aan Mordegai meegedeel. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord: Verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Toe sê Ester dat hulle Mordegai moes antwoord: Gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vind is, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, dag en nag. Ek ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. En Mordegai het heen gegaan en gedoen net soos Ester hom opgedra het. Ons lees net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. En ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom dankie vir hierdie dag. Ons kom sê dankie vir hierdie geleentheid wat ons by mekaar kan wees en wat ons rondom u woord kan vergader. Here, bid ons dat u woord kragtig en dat u woord skerper as enige tweesnydende swaard, Here, sal deurdring tot ons harte. Dat u woord ons nader aan u sal bring. Here, dat u woord ons lewens ook kragdadig sal verander. Dat u ons daardeur sal bemoedig en dat u ons daardeur sal bystaan. Here, en kan ons as ons sulke dinge bid, nie anders as om net weer vir u dankie te sê vir die woord wat u vir ons gegee het. Here, dat ons enige tyd die woord kan oopmaak, dat ons kan lees, dat ons kan leer en dat ons daardeur u kan vind. Bid ons so, Here, dat u ook hierdie gedeelte vanoggend vir ons lewend sal maak en dat hierdie gedeelte tot ons sal spreek. Ons dankie ook, Here, dat ons vanoggend as gemeente saam kan bid. En Here, het ons soveel sake wat ons die laaste tyd na u toe bring. Ons dink aan die name wat genoem is, Here. Ons dink aan Tannie Sorien, waar u ook alreeds die uitkoms gegee het, Here, en ons kan nie nalat om vir u dankie daarvoor te sê nie. Ons het Woensdag aan daarvoor gebid, Here, en u het ingetree en u het 'n uitkoms gegee. Here, en ons loof en ons prys u daarvoor. Ons bid ook so saam vir klein Ruben, Here, dat u met hom sal wees, waar hy ook na die mond en kaak spesialist toe moet gaan en waar hy in die hospitaal gaan moet wees en waar hy hom gaan monitor. Bid ons, Here, dat u daar met hom sal wees, dat u die hande van die spesialist en elke ander een rondom hom sal vaardig maak en dat u vir klein Ruben deur dit sal dra. Ons sê ook dankie vir elke ander naam op daardie lys, Here, wat ons na u toe kan bring. En ook Tannie Velien, Here, wat u deurgedra het met haar was, wat u haar ook so gehelp het om uit die hospitaal ontslaan te word en ook gesond te wees. Sê ons maar net dankie, Here. En so
elkeen in hierdie tyd wat griep het, verkoue het, wat siek is, Here, ons bring hulle ook na U toe, en ons bid dat U die genesingswerk sal doen. Ook daardie sake op ons lys, Here, en ons bid ook spesifiek so vir die vissermanne in ons gemeenskap. Here, ook hier in ons eie gemeente, ons bid vir hulle, ons vra dat U hulle sal bystaan, met hulle sal wees, dat U hulle gesinne sal dra. En ook dan met die visfabriek, Here, ons weet U kan enige situasie omkeer, U kan in enige omstandigheid, kan U intree, en ons bid, Here, dat U daar ook 'n werk sal doen, Here, en dat dit 'n goddelike werk sal wees, Here, dat mense U die lof en die eer sal gee, en U daarvoor sal aanbid. Maar ons vertrou U, Here, om ook so daar 'n uitkoms te gee. Ons bid ook vir ons eie gemeente, Here, ons sê dankie dat U ons gemeente hier geplaas het, dat U vir ons gebou gegee het, Here, dat U vir ons alles gegee het wat ons nodig het, om U te aanbid. Here, wil ons U daarvoor net loof en prys, vir ons kerkraad, vir ons susters, vir ons kinderbediening, Here, elke faset daarvan, sê ons ook maar net, vir U baie, baie dankie, Here, dat U daarin voorsien, maar hou ons ook aanbid, Here, dat U ons gemeente sal laat groei, en dat U ook ons kinderbediening, Here, ons vertrou vir die kindertjies, dat U ook meer en meer hier na ons toe sal stuur, om hulle op te voed in U woord. Here, dankie dat ons daardie voorregte vanuit U hand het, maar bid ons, Here, dat U ons gemeente ook sal bystaan, Here, in alles wat ons nodig het, in hande om te help, finansies om te dra, Here, alles, daardie behoeftes bring ons na U toe. En ons bid dan so, Here, dat ons gemeente 'n ligtoring in die area sal wees, dat die woord en waarheid sal uitgaan, en dat ons mense, Here, wat hier by mekaar is, dat ons die sout van die aarde, en die lig van die wêreld daar buite sal wees. En help ons, geef ons die vrymoedigheid, om die woord ook uit te dra. Baie dankie, Here, dat ons hierdie dinge vanoggend kan kom bid, dat ons dit na U toe kan bring, dat ons U daarvoor kan vertrou. Here, nou is ons oë op U gerig, en ons is wagtend vir 'n woord. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek hou vir ons die teks van oordenking voor, en ek wil eintlik net so die laaste gedeelte daarvan lees, wat Mordegai vir Ester die woorde sê, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie. En gaan ons dan daai woorde gebruik ook as ons tema vanoggend, met die oog op 'n tyd soos hierdie. Nou die verhaal van Ester, kon ons ongelukkig nie vanoggend die hele verhaal lees nie, maar dit is 'n aangrypende, 'n wonderlike verhaal, en dit lees baie soos 'n roman of soos 'n drama wat 'n mens deurgaan. En dan is daar protagoniste, daar is helde in hierdie verhaal, soos die beeldskone Ester, wat koningin word, daar is 'n held soos haar geliefde oom Mordegai, wat ook gebruik word, en dan is daar ook die slegte persoon, die antagonis, wat gesien word natuurlik as 'n persoon wat konflik maak, 'n persoon wat die struikelblok in die verhaal is, wat as die mooi Afrikaanse woord kan gebruik, die skurk in die verhaal is, en dit is natuurlik Haman. En dan saam met hierdie helde en die skurk wat daar nou is daar natuurlik ander karakters, waarvan 'n groot een is koning Ahasveros, wat 'n groot rol speel. So dis nou die mense wat belangrik is in hierdie verhaal, en dan die omgewing, waar speel dit af, wanneer speel dit af? Dit was in 'n tyd toe die Jode nog in ballingskap was. Baie van die Jode het begin terugkeer onder koning Kores, maar baie van die Jode was nog in 'n vreemde land, op vreemde plekke gewees, en Ester se verhaal speel af voor Esra en Nehemia uiteindelik teruggekeer het, en die tempel en die mure van Jerusalem herbou is. So voor dit. Op daardie stadium was die Meders en die Perse, was hulle die wêreldheersers gewees, so Persië, wat natuurlik die hedendaagse Iran is, en in hierdie tyd, in hoofstuk 1, hou die koning vir 180 dae lank 'n partytjie. Ek dink ons het al in ons leeftyd so 'n partytjie gesien nie. 180 dae lank. En in hierdie tyd wys hy vir almal sy rykdom, hy wys vir hulle sy mag. Nou in die agtergrond het hy dit gedoen om sy mense aan te spoor teen die Grieke, wat op 'n later stadium sou oorval het. Maar hy hou hierdie groot partytjie. En toe hierdie groot partytjie vir 180 dae verby is,
besluit hy om nog 'n partytjie te hou vir 7 dae lank. En terwyl die koning en baie van sy hofdienaars en sy nabye mense half, wil amper dit nou maar net in reguit Afrikaans sê, half dronk is, laat hy vir koningin Vashti roep. En hy wil haar skoonheid nou voor al sy vriende tentoonstel, en hy wil haar nou daar laat rondstap, dat almal nou sien hoe mooi sy is, en sy wil dit nie doen nie, sy weier, en die koninginskap word van haar af weggevat. Koning Ahasveros soek dan 'n nuwe koningin, hy laat sy dienaar mooi meisies reg oor die wêreld gaan soek, en hulle word vir 'n jaar lank versorg en mooi gemaak. Nou sien ons, hierdie mense het nie baie 'n groot benul van tyd gehad nie, partytjies van 180 dae, en dan 'n skoonheidskompetisie somme van 'n jaar lank, maar terwyl dit nou verby is, sien hy uiteindelik vir Ester, en haar gelaat en haar skoonheid maak dat hy vir Ester kies as koningin, en 'n Joodse meisie word koningin van die Meders en die Perse. En dis dan waar ons lees, waar ons afgeskop het, maar dis net so die agtergrond. Ek vertel dit nou maar so vinnig, mens moet eintlik alles lees, so doen nie self die guns en gaan lees dit, maar ek vertel nou maar net so kort en bondig. Nou as ons deur die hele Ester beweeg, en ons moet een feit uitlig van die boek Ester, een ding wat uitstaan bo enigiets anders, die kernwaarheid, dan is dit die feit dat God werk in die agtergrond. Want het u geweet, in die hele boek Ester, en weer eens gaan lees dit, gaan dit deur, word die Here se naam nie een keer genoem nie. Nie een keer nie, daar staan nie God nie, daar staan nie Here nie, nie een keer in die hele boek nie. Daar word nie eens na hom verwys nie. Maar tog is sy werking so uiters duidelik. Sy hand wat in beweging is, word deurgangs gesien. Elke oomblik, elke groot oomblik, elke draaipunt in die verhaal lyk of dit toevallig is. Koningin Vashti wat haar koningskap of koninginskap verloor, Ester wat gekies word as koningin, Mordegai wat die komplot om die koning te vermoor, hoor, alles lyk toevallig. Maar ons weet, dit is die hand van die Here wat in beweging is. Dit is die Here wat werk in die agtergrond. Dit is inderwaarheid die verwerkliking van Romeine 8 vers 28 wat sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So die Here werk in die agtergrond, en dit kom tot op 'n hoogtepunt by ons teks van oordenking, waar Mordegai vir Ester sê, weet jy nie, met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot 'n koninklike waardigheid geraak het nie. Met die oog op 'n tyd soos hierdie, die Here het vir Ester in daardie posisie geplaas, in 'n tyd soos daardie. So die werking van die Here is duidelik in hierdie verhaal. En ons sien dan ons protagoniste, ons helde van die verhaal, en ons sien hoe hulle optree. Wat hierdie verhaal so aangrypend maak, die wonderlike verhaal wat dit is juis wat gebeur. As ons dan daai tema vat, met die oog op 'n tyd soos hierdie, weet ons, die Here het gewerk in die tyd van Ester. Die Here het gewerk om dinge in plek te bring, om skuwe te maak, om homself uiteindelik te verheerlik. Maar ons vind dit nie net in die verhaal van Ester. Ons vind dit reg deur die woord van die Here. Die Here is konstant besig om te werk. Nou as 'n mens net na die geskiedenis daarvan kyk, die Meders en die Perse kom uiteindelik tot 'n val, die Griekse ryk kom tot stand, en 'n wêreldtaal word gevestig. Grieks word die wêreldtaal. In die Nuwe Testament kan in Grieks vertaal word. Die Romeine vat by die Grieke oor, en die Romeine stel handelsroetes in plek, die hele wêreld vol, sodat mense die woord van die Here kan hoor. God werk die heeltyd in die agtergrond, en na die Here Jesus geleef het, gesterf het, opgestaan het, Pinksterdag breek uit, die Heilige Gees word uitgestort, en die evangelie kan die wêreld ingaan. Met Grieks die wêreldtaal, die Romeinse handelsroetes
wat die wêreld ingaan. Die Here het alles laat werk vir die evangelie. Die evangelie bereik uiteindelik die suidelike punt van Afrika, en nou kan ons so deur die geskiedenis gaan, maar hier is ons vandag. En die Here het dinge gewerk, dat ons vandag hier kan wees. En die Here werk nog steeds in die agtergrond. En nou sit ons hier aan die Weskus, ons omstandighede verander konstant, hulle sê ons die enigste ding wat vas is die feit dat daar heeltyd verandering is. Ons land is in 'n krisis, daar's politieke krisisse, finansiële krisisse, mense trek letterlik in duisende uit ons land uit Amerika toe, en ons weet nie wat die toekoms hou nie. Maar wat weet ons? Die Here werk nog steeds. Hy is konstant besig om in die agtergrond te werk. Waarvoor werk hy? Hy werk vir sy kinders. Romeine 8 vers 28, ek haal dit weer aan, en vir ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Die Here werk vir sy kinders, dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, die Here is daar vir sy kinders. Nou die tweede ding wat die Here nog konstant voorwerk, is dat die evangelie uitgaan. Die roeping van sy kerk. Matteus 24 vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld en tot 'n getuienis vir al die nasies. Die woord bly uitgaan. Nou wat in Ester se tyd gebeur het die Here nie omkant gevang nie. Hy was steeds in beheer. En hy gebruik vir Ester en vir Mordegai met die oog op 'n tyd soos daardie. En hy is nog steeds in beheer. Ons is nou hier geplaas. Ons ken die vers wat sê ons dink ons planne uit, maar die Here rig ons voetstappe. Die Here het ons hier geplaas en hy wil ons gebruik met die oog op 'n tyd soos hierdie. Maar in die verhaal sien ons iets raak. Toe daardie tyd aanbreek en die Here wil hulle gebruik, is daar twee dinge wat hulle gedoen het. Ester en Mordegai, twee dinge wat 'n verskil teweeg gebring het, en dan is daar twee dinge wat die Here doen. En dit is dan ons 4 gedagtes vanoggend. Twee dinge wat hulle gedoen het en twee dinge wat die Here gedoen het. En dis waarna ons kyk met die oog op 'n tyd soos hierdie. Wat kan ons doen? En wat gaan die Here doen? So dit begin by die mense kant. Wat het hulle gedoen? Ons eerste gedagte, met die oog op 'n tyd soos hierdie. Hulle het gestaan vir wat reg is. Ons lees 2 verse daar. Hulle het gestaan vir wat reg is. Ester 3 vers 2. En al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval, want so het die koning aangaande hom bevel gegee. Maar Mordegai het nie gebuig of neergeval. Dan die tweede vers, Ester 4 vers 16, die B-gedeelte net. En so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens die wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. So 2 verse, een vir Mordegai en een vir Ester. Kom ons kyk, hoe het hulle vir die waarheid gestaan? Ons begin by Mordegai. Nadat koning Ahasveros nou vir koning Vashti van haar koningingskap uitgewerp het, en nadat hy nou vir Ester koningin gemaak het, stel hy vir hom 'n nuwe tweede in bevel aan. Haman die Agagiet. Nou net so 'n bietjie geskiedenis, ons gaan nou verder aan met die boodskap, net so 'n bietjie geskiedenis. Lank voor die tyd van Ester, in 1 Samuel 15, lees ons van die eerste koning van Israel, koning Saul, en die Here gee vir hom 'n opdrag. Die Here sê vir hom, jy moet oorlog maak teen die Amalekiete. En wat moet jy doen? Jy moet almal verslaan. Niemand mag vry raak nie. Jy moet almal met die banvloed tref, alles met die banvloed tref, alles moet verwoes word. Maar wat doen Saul? Hy is ongehoorsaam. En hy doen 2 dinge. Die eerste is, hy spaar hulle koning. En die tweede is, hy verwoes nie alles nie, hulle hou die mooi en die diersame dinge vir hulle self, en hulle verwoes net die dinge wat hulle nie wou gehad het. Nou, hoekom vertel ek dit vir u? Die naam van die koning wat hy gespaar het, was koning Agag. Klink dit bekend?
Haman die Agagiet, koning Agag, 'n afstammeling van hierdie koning wat Saul se lewe gespaar het, is uiteindelik hierdie antagonis, die skurk in die verhaal. En dit wys net weer vir ons, ongehoorsaamheid het nagevolge. Maar dan, so dis nou net vir interessantheidsonthaalwe, terug by die verhaal, Haman nou wat hierdie Agagiet is, word as tweede in bevel aangestel. En hy het mos nou 'n ding rondom homself, almal moet voor hom buig, en hy forceer dit, en dit was die koning se bevel gewees, maar in hierdie verhaal, een van die helde, Mordegai, besluit hy sal nie buig nie. Hy staan vir wat reg is. Hy sal nie buig en hy sal nie neerval nie. Nou daai twee woorde, buig en neerval, kry ons ook met Daniël se 3 vriende. Sadrag, Mesach en Abednego. Nou weet ons daar het koning Nebukadneser het nou daai beeld opgerig, en nou moet almal voor hierdie beeld buig of neerval. Ons kry daai twee woorde, maar wat doen Sadrag, Mesach en Abednego? Hulle staan vir wat reg is. Hulle sal nie buig voor daardie standbeeld nie. Ons ken die verhaal, hulle word 'n vuuroond gegooi, en saam met hulle in die vuuroond is nog iemand, die engel van die Here, en die Here verlos hulle, omdat hulle gestaan het vir wat reg is. Mordegai het gestaan vir wat reg is. Wat van Ester? En dit vind ons in Ester 4 en 5. Haman het nou hierdie komplot teen die Jode moet verwoes word, almal van hulle moet uitgemoor word, en hy jok vir die koning, en die koning gee uiteindelik hierdie bevelskrif, dat die Jode op 'n sekere dag moet uitgewis word. Nou, ek gaan so 'n bietjie later sê oor die sekere dag, maar nou net, die bevelskrif gaan uit. En in Ester 4 vers 8, vra Mordegai vir Ester, om na die koning toe te gaan, om 'n voorspraak vir haar volk te wees. Sy moet help, sy moet gaan intree. Ester sê vir Mordegai, maar enige iemand wat voor die koning kom, sonder dat hulle geroep word, kan doodgemaak word. Dis die wet. Hulle kan doodgemaak word, behalwe, het ons gelees, as die koning sy goue scepter na hulle toe uitsteek, dan mag hulle lewe, dan mag hulle met hom spreek. So as Ester na die koning toe sou gaan, sou sy letterlik haar lewe gewaag het. En wat weet ons van die koning? So mense deur die verhaal gaan, hy is 'n dronkaard, en hy is wispelturig. 'n Mens weet nie wat om te verwag nie. Kyk hoe hy opgetree teen koningin Vasti. So dis maar 'n kans wat sy gevat het, maar Ester besluit, sy gaan staan vir wat reg is. Sy gaan na die koning toe, al kos dit haar lewe. Sy eindig daai sin met, as ek omkom, dan kom ek om. Al moet ek sterf, ek staan vir wat reg is. So ons sien dit in die lewe van Mordegai, ons sien dit in die lewe van Ester, en nou weet ons, hulle het gestaan vir wat reg is, die Here het gewerk. En hierin is vir ons 'n groot les. Ons lewe in 'n tyd, waar baie dinge nie reg is nie. Ek wil nie te veel daaroor uitbrei nie, maar ek glo ons almal weet, ons is mos nou in Pride Month, en behalwe vir dit, die wêreldse beginsels is nie ons beginsels nie, die wêreldse sieninge is nie God se siening nie. So wat moet ons doen? Ons is kinders van die Here, ons is volgelinge van die Here Jesus Christus. Wat moet ons doen? Ons moet staan vir wat reg is. Ons kan nie saamgaan met die wêreld nie. Ons kan nie die wêreldse beginsels aanvaar nie. Ons moet staan vir ons waarheid, ons moet staan vir ons geloof. C.J. Langenhoven het 'n bekende aanhaling, ek gaan hom hier op die bord vir ons sit. Hy sê, gee my 'n man wat sê wat waar is, as die duiwel daar is. Wat doen wat reg is, as die regter weg is. Wat trou by sy gewete bly, as hy straf in plaas van beloning kry. Staan vir wat reg is. Kyk weer na die verhaal. Hulle het gestaan vir hulle geloof. Die Here was met hulle. Sadrag, Mesach en Abednego het gestaan vir hulle geloof, en die Here was met hulle selfs binne in daardie vuuroond. Ons weet, alles draai nie altyd so goed uit nie. Kyk na Stefanus. Stefanus het gestaan vir wat reg is, en hy sterf vir sy geloof.
Maar wat lees ons van hom toe hy sterf? Was hy vol van die Heilige Gees. Hy het die hemel geopend gesien en die Here Jesus wat hom ontvang het. So selfs toe hy moet sterf vir sy geloof, was die Here met hom. So wanneer ons staan vir wat reg is, kan ons staat maak daarop. Die Here sal met ons wees en ons kan staat maak op sy bystand en sy krag. Maar as kinders van die Here moet ons staan vir wat reg is. Ons kyk dan die tweede ding wat hulle gedoen het in hierdie verhaal en dit is met die oog op 'n tyd soos hierdie het hulle die Here gesoek. Ester 4 vers 16, ons is nou by die A-gedeelte, daar staan, gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil. En julle moet nie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag, ek ook met my dienaresse sal net so vas. Nou het ek vroeër vir u gesê, die naam van die Here kom nie een keer in hierdie boek voor nie. So hoe weet ons hulle die Here gesoek? En daar's een woord wat 'n paar keer voorkom in die gedeelte. En dit is die woord vas. Ons kry dit in die begin van Ester 4, waar Mordegai hoor wat gebeur, die volk vind uit, hulle van hierdie bevelskrif om hulle te vernietig en hulle vas. Nadat Mordegai met Ester praat en hy vir haar die woorde sê, wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie, daarna vra Ester vir Mordegai, jy en die volk, vas vir my. En ek en my dienaresse, ons sal ook vas. Nou wat is vas in 'n Bybelse sin? Vas is om jou vir 'n tyd lank te weerhou van kos of ander dinge en jou aandag op God te fokus en hom te soek. Dis wat vas is. Die kern van vas is gebed. Dis om die Here te soek deur gebed. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, die tyd waarin hulle was, hulle die Here gesoek, want hulle het gevas. En wat leer die woord vir ons, wanneer iemand die Here soek? Jeremia 29 vers 13, en julle sal my soek, en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Mordegai, Ester, en die volk het gevas, en hulle die Here gesoek. En dit was nodig in daardie tyd gewees. Hoe belangrik is dit nie vir ons vandag nie? Die Here se beloftes het nog nooit verander nie. Ons het nou die vers in Jeremia gelees, maar ons vat dit Nuwe Testament toe. Matteus 7 vers 7 en 8, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang. Hy wat soek vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ons lewe in hierdie tyd, met ons omstandighede. En ek wil die volgende feit eintlik so beklemtoon. Met die oog op 'n tyd soos hierdie, soek die Here. Hoe soek ons die Here? Hoofsaaklik deur gebed. Nou kom ons praat net vir 'n oomblik oor vas. Vir kinders van die Here om te vas is 'n wonderlike ding. En as 'n mens dink wat dit is, dit versterk ons geloof. Maar net prakties, hoe vas 'n mens? Hoe doen jy dit? Nou daar's baie verskillende maniere, is verskillende dinge wat mense doen, maar die bekendste en die maklikste manier is om net nie te eet nie. Vir hoe lank 'n mens besluit, of dit 'n dag is, of 3 dae is, of hoe lank, ons eet nie, ons drink water en ons spandeer daai tyd in gebed. Dis die norm. Dit is normale vas. Dan kry mens natuurlik die van mense wat 18 koppies koffie drink, wat besluit hulle gaan nie drink nie, hulle gaan eerder bid in daardie tyd, of mense wat heeltyd op sosiale media is en besluit hulle gaan nie dit doen nie, hulle gaan eerder bid in daai tyd. Baie maniere, maar die fokus is, ek ontneem myself van iets, en ek spandeer daai tyd in gebed, en ek soek die Here. Die kern is gebed. Dit is waar ons krag lê as kinders van die Here. Want ons bid tot die God van hemel en aarde. Ons bid tot die God wat nog steeds enige iets kan doen, wonders kan doen. En ons kan nie die belangrikheid van gebed genoeg benadruk nie. As kinders van die Here moet ons bid. Ernstig bid, gereeld bid, tyd in gebed spandeer.
Een van die boeke wat ek die laaste tyd gelees het, ek het 'n klompie gelees, ek weet nou nie wat se een dit was nie, maar ek onthou ek het die woorde raak gesien, meer gebed, meer seëninge. Minder gebed, minder seëninge. Bybelse beginsel, Jakobus 4 vers 2, julle het nie, omdat julle nie bid nie. So met die oog op 'n tyd soos hierdie, soek die Here deur gebed. Want wanneer ons hom soek, sal ons hom vind. Dan gaan ons aan ons derde en ons vierde gedagte toe, en dis nou die Here se sy. Ons nou kyk, wat het Ester en wat het Mordegai gedoen? Kom ons kyk, hoe het die Here daarop reageer? Ons begin met ons derde gedagte, met die oog op 'n tyd soos hierdie, die Here gebruik mense. Ester 4 vers 13a en dan net die einde van vers 14, daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord. Dan het daai bietjie aan, en weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. So in hierdie twee verse vind ons twee protagoniste, ons twee helde van die verhaal. Mordegai en Ester. En hierdie vers wat ek gelees het, is juis waar Mordegai nou vir Ester aanmoedig om die regte ding te doen. En wat ons hierin en eintlik reg deur die verhaal sien, is die Here gebruik mense. En hy gebruik mense wat die regte ding doen. Hy gebruik mense wat staan vir die waarheid en hom soek. En hy gebruik hulle om 'n verskil te maak. Aan die einde van die verhaal, na alles nou gebeur het en alles afgespeel het, was die Joodse volk in 'n baie beter posisie. Almal wat hulle vyandig was, kan 'n mens gaan lees, is van kant gemaak, hulle was weg. En dan word 'n fees ingestel en die eer word aan die Here gegee. Die Here gebruik hierdie hele situasie en hy gebruik mense om homself te verheerlik. Maar mense se omstandighede te verander. En dis vir ons 'n baie groot bemoediging. Want die Here wil ons gebruik as sy kinders. Was Mordegai en Ester perfek gewees? Het hulle net die regte ding gedoen? Beslis nie. Hulle was nie perfekte mense nie, maar hulle het gestaan vir wat reg is, hulle het die Here gesoek. Hulle het gedoen wat die Here van hulle verwag het. En so kan die Here ons gebruik. Hy kan ons gebruik om 'n verskil te maak in mense se lewens. Hy kan ons gebruik om die evangelie te verkondig. Hy kan ons gebruik om die sout van die aarde, die lig van die wêreld te wees. Ons terugkom na ons tema van die jaar. Maar daar's 'n voorwaarde. Ons moet staan vir die waarheid en ons moet hom soek sodat ons bruikbaar vir die Here kan wees. En wanneer die Here ons gebruik, sekerlik die beste hiervan is, dan verheerlik ons hom. Ook as lid van die liggaam van Christus. Dan die laaste. Met die oog op 'n tyd soos hierdie, die Here gee die oorwinning. Die feit wat bly uitstaan deur die hele verhaal van Ester, is die Here het deurgangs gewerk. En wanneer ons praat van die Here het die oorwinning gegee, dan is daar soveel oomblikke, soveel momente in hierdie verhaal wat ons kan uitsonder. Die Here het gewerk. Ek gaan net kortliks so 'n paar vir u noem. Dit begin by die feit dat Ester koningin word. Sy word in daai posisie geplaas. Kort daarna hoor Mordegai die twee manne wat die koning wil vermoor, hy's op die regte plek, regte tyd, hy maak dit aan die koning bekend, en 'n mens kan amper sê die koning skuld hom een. Die koning is hom verskuldig, hy red die koning se lewe. Nadat Haman nou besluit om die Jode te vermoor, en hy het hierdie hele komplot teen hulle, en hy wil op die dag besluit, gooi hy die lot. En die lot word die pur genoem. Nou dis 'n oudtydse dobbelsteen wat hulle gegooi het. Hulle gooi die dobbelstene en dit kom uit op 11 maande later. So 11 maande voordat die Jode uitgeroei word, voordat die dag sou kom. So dit gee vir Mordegai, Ester en die volk tyd. Die Here gee vir hulle tyd. Daarna toe koningin Ester in die binneste voorhof ingaan, waarvoor sy doodgemaak kon word,
toe steek die koning sy goue septer uit. Sy raak dit aan en wat sê hy vir haar? Hy sê vir haar, jy kan vra net wat jy wil. Selfs die helfte van my koninkryk, ek sal vir jou gee net wat jy wil hê. Nog 'n draaipunt in die verhaal. Na die eerste feesmaal saam met Ester, besluit Haman om die volgende dag vir Mordegai dood te maak. Hy gaan nie 11 maande wag nie, Mordegai moet sterf. En hy bou vir hom 'n galg. Nou die galg wat hulle hiervan praat was 'n houtpaal gewees en dan word hulle op die houtpaal deurboor en daar hang hulle. So hy maak nou hierdie ding vir Mordegai, maar die Here bring 'n draaipunt. Daardie aand kan die koning nie slaap nie. En hy vra vir een van sy dienaars, lees vir my die kroniekboek, lees vir my die gebeure wat neergeskryf is. En hy begin lees en hy lees van Mordegai wat sy lewe gered het. Die koning besef, maar ek het nooit aan Mordegai guns bewys nie, ek het niks vir hom gedoen nie. Die volgende oggend kom Haman ingestap daar in die paleis en die koning vra vir hom, hoe moet ek iemand vereer? En Haman in sy hoogmoed dink mos die koning gaan my vereer en hy begin hierdie goed noem. Hy moet die kleed gegee word, hy moet op die koning se perd ry, sy eer moet besing word en hy maak hom nou reg vir hierdie ding. En nou kan ek net dink hoe moes Haman gevoel het toe die koning vir hom sê, maar dis Mordegai. Jy moet dit doen. Gaan gee vir hom die kleed, jy moet hom op die perd rondlei. En die Here verander die hele situasie. En uiteindelik sê Ester vir die koning wat sy begeer daar by die tweede maaltyd en sy kla vir Haman aan, hy word doodgemaak, hy word op die galg gesit wat hy vir Mordegai wou vermoor en die koning gee die bevelskrif dat die Jode hulle mag verdedig. Nou die Persiese konings mag mos nie 'n bevelskrif verander het nie. As ons dink aan Daniël met die leeukuil en hier ook met hierdie dat die Jode op daai dag aangeval moes word. Hy kon dit nie verander nie, maar hy gee bevelskrif uit, hulle moet hulle verdedig. En op daai dag verslaan hulle al hulle vyande. Dan uiteindelik word die Purim fees ingestel. Nou die woord Purim kom van pir, daai dobbelsteen af. Die Here het die oorwinning gegee, hy kry die eer. Kyk hoe dinge verander. Nou dis in 'n baie kort tyd wat ek nou al die hoofmomente net so vinnig vir julle genoem het. Maar as 'n mens van die begin af reg deur kyk tot aan die einde, kan ons sien God gee die oorwinning. Hoeveel keer het hy nie net die situasie gedraai nie, verander nie. Hy gee die oorwinning. En met die oog op 'n tyd soos hierdie, as ons nou terug na ons tema toe kom, die tyd waarin ons leef, ons hoef nooit daaroor te wonder nie. Die Here is nog steeds daar. Hy werk in die agtergrond. Hy's daar vir sy kinders en hy gee die oorwinning. En ek wil afsluit met 2 verse. Die een het ons klaar gelees, Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dan net 'n paar verse daarna, vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En ek sluit daarmee af. Met die tema, met die oog op 'n tyd soos hierdie, het ons gesien uit die lewe van Ester en Mordegai. Hulle het gestaan vir wat reg is. Hulle het gestaan vir die waarheid en hulle het die Here gesoek deur gebed. En die Here gebruik hulle kragdadig om homself te verheerlik en hy gee die oorwinning. Ons wonder baie keer, hoekom gebeur soveel dinge in ons tyd? Die onstuimigheid, die onsekerheid, dinge wat konstant verander. Ons hoor van die verlede en dan klink dit altyd vir ons so wonderlik. Daar was niks van hierdie dinge gewees wat daar vandag is in die liberalisme en al hierdie goed nie. Maar die Here het ons geplaas in 'n tyd soos hierdie. Ons lewe hier en nou. En met die oog op 'n tyd soos hierdie, die Here werk. Hy hou aan werk in die agtergrond. En hy is altyd daar vir ons. Wat moet ons doen? Ons moet staan vir wat reg is en ons moet die Here soek. En ons moet aanhou en ons moet uithou. Want wanneer ons staan vir wat reg is en ons soek die Here, dan sal ons hom vind. Hy gebruik ons en hy gee die oorwinning. Amen. En ons buig die hoofde en dan bid ons saam.
Wonderlike Here, ons kom sê vir U dankie vir hierdie mooi verhaal wat ons in die woord vind, Here, in elke les wat daarin opgeskryf is. Ons sien U hand so duidelik, Here, by elke oomblik wat daar 'n draaipunt was, waar groot dinge gebeur het, en waar U, Here, elke keer voorsien het, kom sê ons net vir U dankie. En dankie, Here, dat U onveranderlik is. Dankie dat U vandag nog so daar is vir ons, dat U steeds in beheer is, en dat U werk. En Here, dankie dat ons U kinders kan wees, dat ons U kan aanbid as die God van die hemel en aarde, maar bid ons ook, Here, help ons, ondersteun ons deur die Gees, om te staan vir wat reg is, om te staan op U woord, om te staan op ons Bybelse beginsels, om nooit te knak, of om kompromie aan te gaan met sonde nie, Here, maar te staan vir wat reg is. Help ons ook en herinner ons, Here, om U gedurig te soek, om waarlik manne, vroue, selfs kinders van gebed te wees. Want ons weet, Here, as ons U soek, as ons bid, dan sal ons U vind en daar sal vir ons gegee word. Dankie, Here, vir die beloftes wat ons in die woord het. Help ons om staande te bly, help ons om U gedurig te soek. En dankie, Here, vir wie U is en wat U vir ons doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. U kan saam met my staan, dan sing ons gaan dan vanaand bietjie verder gesels oor Ester, maar dan gaan ons net fokus op een persoon en dit is Haman. So u kan gerus ook daarna kom luister, maar ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Tot Jesus kom. Amen.